Baie van ons het die afgelope ruk op sosiale media veral ongelooflike beelde gesien van water in Namibië. Ons het gesien hoe die rivier by Swakop tot by die see kom, die waterval by Ruacana in Epupa valle, hoe die konene loop. Meeste mense gesê in jou lewe sal jy dit nooit weer sien nie. Dit is 'n merkwaardige tyd weersgewys in Namibië gewees. Ons selfs vanmôre met George van der Merwe spesifiek oor die impak van die reën, die weer wat ervaar word daar. En daar sommige plekke is wat dan nie noemenswaardige reën nog gekry het nie, maar dit ongelooflike plekke soos in die Namib daar lekker water was. Goeiemôre George. Goeiemôre Pierre. Want is lekker om jou te hê vanmôre. Daar's so baie dinge waaroor ons kan praat. Ons moes eintlik 3 ure gehad het net saam met jou vanmôre. Maar die kort tydjie wat ons het, gaan ons uittap elke druppel. Praat 'n bietjie met ons oor die reenseisoen. Is die reenseisoen in Namibië nou al klaar? Kom daar nog 'n bietjie? Wat kan 'n mens verwag? Pierre, daar is altyd 'n moeilike vraag in Namibië. Ons het verskillende reënzones in Namibië en daar is hierdie vir al ons suide en suidwestelike gedeeltes van Namibië kan nog laat in die seisoen reën kry en selfs in die winter. Maar die grootste gedeelte van die reënseisoen lyk dit vir ons vir al ons noorde en oostelike gedeeltes lyk dit vir ons as die reënseisoen nou eers hier op die einde. George, hoe ongewoon is hierdie jaar se reënseisoen of reënval in vergelyking met die verlede? Jennifer, ons is 'n land van uiterstes en ons het hierdie jaar definitief 'n paar rekords gesien en om vinnig op te som, ons het, soos ek gesê het, ons subtropiese gedeeltes, ons noordoostelike gedeeltes het hier in Desember maand goed begin reën kry en daarna het ons 'n droë fase in Januarie gehad en toe die reën begin eintlik hier in Maart maand het ons 1 of 2 sterk sisteme gehad wat reën gebring het, maar dis vir al die noordwestelike gedeeltes en toe later in die seisoen meer die westelike gedeeltes hier die sentrale plateau, Windhoek en Wes en toe daarvan af hier in die later seisoen die verre suide wat toe nou hierdie ekstreme hoë reënval gehad het wat voorgekom het. Ons het byvoorbeeld oor die afgelope tyd het ons gesien dat soos Windhoek het byvoorbeeld binne in 'n 24 uur periode plekke tot 150-160 mm reën gehad wat baie ongeken is. Ons kry swaar baie reën, dit is iets 'n verskynsel wat gereeld hier voorkom, maar nie daai hoeveelhede reën nie en dan ook lang periodes, sommer 5, 6, 7 dae wat ons hierdie groot aanhoudende reën gehad het. George, die impak van hierdie reën, daar's 3 goeters waar mens eintlik moet praat na die reën. Moet 'n mens praat oor hoe lyk die infrastruktuur op hierdie stadium en mens kyk na die stand van damme en die stand van paaie byvoorbeeld op hierdie stadium. Ja. Mens kyk na veiding spesifiek ook dalk in die suide. Hoe lyk die veiding op hierdie stadium? Wat kan boere verwag en hoe reg oor die land as dit kom by veiding? En mens kyk na biodiversiteit wat op hierdie stadium 'n geleentheid het om op die bene weer te kom. Hoe lyk 'n mens met daai elemente op hierdie stadium? Pierre, baie om dit vinnig op te som, jy's heeltemal reg, ons het 3 ure nodig om hier te gesels en dit is eintlik so interessant. Ons land met al sy verskillende reënvalstreke en kom ons begin by die infrastruktuur. Ons het wel een van ons brûe het skade gekry. Hier op ons hoofroete op die B1, daar tussen Windhoek en Rehoboth, wat ons nou seker die hoogste verkeersdruk in Namibië het. En daar moes die manne toe nou gou-gou, die manne en die vrouens gou-gou daar 'n plan maak om die verkeer reg te kry met volriviere. En verder is dit nou maar soos wat ons dit nou maar ken, slaggate, potholes in die paaie. Maar ek dink nie ons het vreeslik baie aan ons infrastruktuur groot skade nie. Dit is nou maar onderhoud. Ek dink die groot verandering in ons land met hierdie reën is hoofsaaklik positief. Ons het die afgelope 10 jaar is 'n baie moeilike tyd en ekstreme tyd veral vir boerdery in Namibië. Ons het in die afgelope 10 jaar 2 van die grootste droogtes wat veiding aanbetref in Namibië seker ooit in die geskiedenis beleef, veral oor die suide van Namibië. En
wat veiding en water aanbetref, is dit, ek dink voor laas jaar en laas jaar was die eerste keer in die geskiedenis van byvoorbeeld die Notre-Dame, wat ons geen invloed gehad het, oor die laaste 50 jaar wat daai dam gebou is. En daai dam is interessant eergister, as ek het reg het eergister, die week gaan so vinnig verby, is die eerste keer wat Notre-Dame se sluise getrek is in ek dink 3 of 4 jaar. Ja. Hardap-dam, wat ons nou na die Nekkertal, ons grootste dam is, en wat besproeiing aanbetref, is Hardap vir ons 'n baie belangrike punt. Is dit ook die eerste keer in die geskiedenis wat die krane heeltemal toegemaak is en wat daar geen besproeiing kon plaasvind uit Hardap uit nie. En Hardap op hierdie stadium is dan nou ook nog nie vol nie. Ek dink ons staan vanoggend op 78%, maar ons is baie naby aan die sekuriteit van 2 jaar se besproeiing wat uit Hardap uit kan voortgaan die volgende 2 jaar. So met die invoere van veiding wat 'n probleem is uit Suid-Afrika uit as gevolg van die back and claw, is hier 'n paar ekstremes in Namibië wat plaasvind. So ons kan byvoorbeeld nie van julle in Suid-Afrika af losering of gras invoer nie. So wat die laaste 2 jaar gebeur het is, ons rietvoer het heeltemal opgeraak in Namibië. Gras se pryse het die hoogte ingeskiet, losering se pryse het die hoogte ingeskiet en was die druk op die hele land se veiding en se boerdery baie hoog. En dan 'n belangrike vraag is die biodiversiteit en die rondom ons veiding. Dis 'n bietjie tegnies, maar om dit vinnig te verduidelik, ons na 'n droogte is altyd jou hoogste kwaliteit veiding wat jy het. Ons sal sien in die Namakoland, jou beste blommejaar is gewoonlik 'n jaar na 'n droogte. Nou in Namibië is dit nou presies wat ons nou sien. Jy sal nou byvoorbeeld hier by ons ry tussen Okahania en Isakos deur Swakop toe en die wêreld is geel van die blommetjies. En daai blommetjies is dubbeltjies, dis 'n teken van droogte. So hierdie is ons eerste jaar wat dit redelik goed reën, veral in die suide en die verre suide, waar dit dan nou waar die herstel kan begin plaasvind, maar ons noem dit in veiding, noem ons dit 'n pionierjaar, so met baie van die boere wat ons gesels, sal die mense vir jou sê, dat is baie pioniergrasse, eenjarige grasse, baie blommetjies, so ons is definitief hier aan die begin van 'n nuwe seisoen, van 'n nuwe fase in ons veiding, en dan ook hier op die westelike gedeeltes waar riviere vir die eerste keer weer deurgeloop het in Sossusvlei en soos wat jy gesê het, Swakop is 'n rivier wat die see bereik het, en dan daarvan af noord, dink ek nie is daar 'n rivier tot by die Kunene wat nie die see bereik het, en selfs Omdeldam wat ook bitter ongereeld water kry, maar die Omdeldam was ook al 2 keer bo 20% hierdie seisoen. Ja, ongelooflik om dit te dink. Sê vir my, is daar enige risiko's as daar oormatige reënval is met gronderosies of siektes of so aan, George? Jennifer, ja, definitief. Omdat ons weer hierdie hoë temperature het, is dit die volgende probleem, erosie. Nie so 'n groot probleem nie, sal ek sê. Daar is maar altyd 'n bietjie erosie wat plaasvind, veral op jou harde gebiede, jou harde grond, maar jy moet onthou, Jennifer, dat die westelike gedeelte is die Namib, daai dele is sand, so daar is baie min erosie. Ons daar kan hy sand het 'n eenvoudige geweldige kapasiteit vir water. Dieselfde met hier waar ek nou boer, hier oor die oostelike gedeeltes in die Kalahari, dit is sand en die sand is hier 90 meter dik. So ons kan redelik water vat hier en daar's baie min erosie wat oor hierdie gedeeltes plaasvind. Siektes het ons definitief met die natter
omstandighede wat voorkom op die oomblik en oor ons oostelike gedeelte is interessant wat ons beter reënval areas is. Is nou weer 'n baie interessante deel, maar dit is die deel wat die minder reën hierdie jaar gehad het as gevolg van hierdie hoëdrukke oor Botswana. Is dit die dele wat minder reën gekry het, maar dan Otjiwarongo, Grootfontein, daai plekke het goed reën gekry, ook ver bo gemiddeld baie van daai plekke, ons mielie areas daar noord. En hy het daar wel al klaar knopveldsiekte uitgebreek oor die noorde en ooste van Namibië en dit is besig om uit te brei. Nou ons veeartseny en ons boere is redelik ernstig om hierdie probleem dan nou te probeer stop so gou as moontlik en nou in die suide het ons van laasweek af het ons beginne met mekaar gesels en gehoor dat daar besig is om bloutong in die suide van Namibië te begin voorkom. Vir al op die kleinvee is dit nou weer 'n gevaarlike siekte veral vir die boere wat groot verliese kan ly en moet ons nou begin end en voorsorg begin tref. En dan ook die malaria in die noorde, die verre noorde van Namibië, daar teen Angola, daai gedeeltes het sommer al vroeg in die jare het ons al begin malaria kry en daai dele is baie nat en daai vloede wat uit die noorde uit Angola uit beginne voorkom, dit is ook al die hele seisoen, so dit is bitternat oor die noorde en ja, daar's definitief 'n risiko vir malaria ook op 'n groot skaal. George, ek wens ons het nog ten minste 'n halfuur gehad, maar daar's ons tyd nou verby, ons moet nuus toe gaan. As mense graag wil hoor hoe jy voel en wat jou vooruitskattings is en wat die verslae is, is daar 'n manier wat 'n mens kan luister na 'n WhatsApp groep of 'n Facebook blad waar mense kan gaan kyk? Jene Peer, ja, ons het tydjie terug het ons begin sommer want die boere keer my voor aan die koöperasie, George, hoe lyk die goed en wat moet ons maak en hoe lyk dit vorentoe? Almal wil mos weet hoe lyk dit vorentoe. Toe het ons 'n WhatsApp groep gestig wat die groep se naam is Weer Inligting. En ons is in Namibië al 780 mense wat in Suid-Afrika, Namibië, Botswana, een of twee ouens van Gansie op die groep al gehad wat ons hierdie inligting met mekaar deel en bietjie gesels. So ja, Weer Inligting. Weer Inligting, ja. George, dis wonderlik dat mense met mekaar praat en is dat mense soos jy wat kan mense sê nie 'n buitestander nie, mense wil nie sê buitestanders nie, maar mense soos jy wat in die reën sit en in die droogte sit, deel is van so 'n groep en so 'n groep help bly. Dankie vir jou insigte. Dit is wonderlik om jou te gesels môre. Ons gaan weer praat een van die dae, asseblief. Jy's welkom en dit sal baie lekker wees om weer met julle te gesels. Nou maar lekker daai het hier George van der Merwe. Wat 'n insiggewende interessante gesprek